Onze Vader, wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk. Ons wil vanavond oproep Evangelist Romano Jackson om vanavond u voor te bedien, president van die Here. Een jongman wat die Here uitgeroep het, een jongman wat die Here uitverkies het, amen. Om die woord van die Here te kan bedien, betekent die president van die Here, jy is net gevat en dat te gesit, apostel. Jy is uitverkies. Kom ons gee die jongman 'n prys, president van die Here, die maar. Yes, Jesus. Bronwil groete vanaand in die onfeilbare naam van die Here Jesus, my verlosser. Ek groet vanaand What a beautiful name. elke apostel, elke pastoor, elke evangelis, om my stem kan hoor in die naam van die Here. U is gegroet. Het is so 'n voorreg om op 'n openlig diens die woord van die Here te kan bedien. Ek wil vanaand vir u bekend maak, die skenker van die ewige lewe het u lief. Ek sê die skenker van die ewige lewe het u lief. Het maak nie saak wie u vanaand is nie. Het maak nie saak van waar u vanaand is nie. Het maak nie saak wat in die bankrekening is nie. Ek sê die skenker van die ewige lewe het u lief. Ek wil vanaand saam met u lees in Johannes 3 vers 14 tot 19. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Kom ons bid saam. Liewe Here, vanaand bring ek van Bronwil na die troon van genade. Ek wil bid, liewe Here, wil U kom spreek met die volk van Bronwil, sodat U met my gespreek het. Liewe Here, bereik hulle harte, bereik hulle gedagtes, bereik hulle siele, red hulle siele vanaand in die magtige naam van Jesus Christus. Nederig kom vra ek U, Here, laat Romano Jansen verdwyn, sodat U alleen verhoog en gesien kan word. Dit is my gebed vanaand in Jesus naam. Amen. Bronwil, die skenker van die ewige lewe, het U lief. Die liefde van die Here is nie algemeen nie, dit is persoonlik. As ek vanaand sê ek het vir Bronwil lief, dan praat ek van 'n algemene liefde, want ek ken nie elke persoon in Bronwil nie. As ek vanaand sê ek het vir Bronwil lief, dan praat ek vanaand van 'n algemene liefde, want ek het geen verhouding met elke persoon in Bronwil nie. Daar's mense wat ek vanaand nie ken nie, maar die liefde van die Here, alhoewel het vir die hele wêreld is dit tog persoonlik. Ek wil U vanaand sê, die Here het U persoonlik lief. Ja. Die mense wat sê,
hulle is lief vir die All Blacks. Ken nie die All Blacks nie. Die mense wat sê hulle is lief vir die All Blacks, het geen persoonlike verhouding met elke All Black player nie. Die mense wat sê hulle is lief vir Volkswagen, ken nie eens die CEO van Volkswagen nie. Die mense liefde is 'n algemene liefde. Maar ek kom vandag om jou te sê, die Here God van die hemel en die aarde het 'n persoonlike, baie diepe, intieme liefde vir jou, soos wat jy daar is. Dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak wie nie van jou hou nie. Dit maak nie saak wat die mense van jou sê nie. Ek sê jou vanaand, die skenker van die ewige liefde, lewe, het jou lief. Yes. Jong man, die skepper het jou lief. Jong dame, die skepper het jou lief. Die Alpha en die Omega, hy het jou persoonlik lief. Ongeag of jy matriek het of nie matriek het nie. Ongeag wat in jou bankrekening is. Ongeag hoeveel likes jy op Instagram het. Ongeag hoeveel followers jy op TikTok het. Die skepper het jou lief. Yes. Die skenker van die ewige lewe het jou lief. As 'n kind van God is ek verseker dat ek nooit sal sterwe nie. En wil u vanaand bekend maak, as u eendag hoor Romano Jansen is oorlede, moet dit asseblief nie glo nie. Ek is immortal, ek sal nooit sterwe nie. Ek het die ewige lewe. Hey. Come on, Manu. Iemand wat die Here dien in gees en in waarheid kan nie doodgaan nie. Glo my vanaand as ek wil sê, daar aan die kant is ek meer lewendig as wat ek hier is, omdat ek daar aan die kant die ewige lewe het. Yes. Ek kon nou eendag kry ek 'n oproep van Platinum Life af. En die dame vra van my, meneer, kan ek aan jou lewensversekering verkoop? En ek sê, daar's niks wat Platinum Life my kan aanbied, wat ek nie al reeds het nie. Kan ek nie dalk aan jou lewensversekering verkoop? En sy vra van my, wat bedoel jy? Kan jy nie van my lewensversekering verkoop nie? Ek sê, ek ken wat staan in Johannes 11 vers 25. Ek is die opstanding en die lewe. Platinum Life dek jou net tot hier, maar Jesus Christus dek jou tot aan die kant die graf. Hy het die ewige lewe. Hy is die ewige lewe. En hy jou persoonlik lief. So dit maak nie regtig saak wat jy van jouself dink nie. Ek sê jou vanaand, die skenker van die ewige lewe het jou lief. Te midde van jou teleurstellings, te midde van jou lae selfbeeld, te midde van wat mense dink van jou, die skenker van die ewige lewe het jou lief. Yes. Wanneer jy iemand lief het, dan wil jy nie graag sien dat hy persoon verlore gaan nie. 'n ryk man wil nooit sien dat sy geld verlore gaan nie. Iemand wat suksesvol is, wil nooit sien dat sy sukses verlore gaan nie. Ek kom vanaand om jy te sê, die Here God wil nie hê dat jy verlore moet gaan nie. Vir die rede stuur hy sy seun om vir jou te kom sterwe. Vir die rede stuur hy sy seun sodat jy nooit verlore mag gaan nie. As ek jy is jong man, as ek jy is jong dame, gee ek vanaand my lewe vir iemand wat vir my persoonlik lief het. Yes. Geen boyfriend in die hemel en die hel op die aarde kan jou beter lief het as Christus nie. Geen vrou kan jou meer lief het as Christus Jesus nie. Geen werk kan jou meer waardeer as Christus Jesus nie. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Niemand kom aan die Vader behalwe deur hom nie, en hy het jou persoonlik lief. Ek wil jou vanaand uitdag. Ek wil jou vanaand uitnooi. Kom maak 'n ontmoeting met Jesus Christus. Jong man, jy wat honger is, vir jou wil ek sê, hy is die brood
die lewe. As jy van hom eet, dan sal jy nooit weer honger word nie, want hy is die brood van die lewe. Jy wat vanaand sê, die lewe is boring, dat ek op my lewe opdrink, en wil jy vanaand sê, hy is wonderbaar, ontmoet hom, gaan jy sien, hy is alles wat jy gedink hy is, en meer. Jy wat vanaand radeloos is, hy is die raadsman, praat met hom, hy kan jou die lewe gee, hy kan jou raad gee, dis wie hy is. Jy wat vanaand jou ouers verloor het, hy is die ewige Vader, kom na hom toe. Jy wat vanaand sonder vrede is, hy is die vredevors, kom na hom toe. Jy wat vanaand verloor is, hy is die weg, kom na hom toe. Jy wat vanaand nie die waarheid ken nie, hy is die waarheid, kom na hom toe. En al sou jy eendag doodgaan, wil ek jou vanaand bekendstel, hy is die lewe, kom na hom toe. Hy het jou persoonlik lief. Jou man, die Here, het jou persoonlik lief. Jou dame, die Here, het jou persoonlik lief. Die Bybel sê dat God nie die wêreld veroordeel nie. Daar is hoekom hy sy seun gegee het. Ek ken nie van 'n sondaar wat deur die Here veroordeel word nie. As jy sal lees in die boek van Johannes 8, sal jy sien, daar was 'n vrou wat baie sonde gehad het. En Jesus sê vir haar, vir jou veroordeel ek ook nie. Gaan nou en gaan sondig nie meer nie. As die kerkmense jou gejudge het, as die kerkmense jou veroordeel het, wat ek wil sê, kom in elk geval na die Here toe. Hy veroordeel jou nie. Sy liefde is te groot om jou te veroordeel. Daar is geen veroordeling in hom nie. God stuur sy seun, sodat jy vanaand, in jou omstandighede, in jou laasselfbeeld, die ewige lewe kan hê. Broer, wil ek sê jy vanaand, die skenker van die ewige lewe, het jou lief. Maar wat van my liggaam wat so onaantreklik is? Ek sê jou vanaand, die skenker van die ewige lewe, het jou lief. Maar ek het niks om vir hom te gee nie. Hy gee nie om nie, hy het alles. Die skenker van die ewige lewe, het jou lief. Maar die mense beskinder my, hy gee nie om nie. Die skenker van die ewige lewe, het jou lief. Wys my iemand wat jou meer lief het as Jesus. Kunjalosen, neem hom aan, hy het die prys betaal. Groter liefde kry jy nergens. Groter liefde kry jy nie as die van Jesus Christus nie. Jong man, jong dame, neem hom aan. Hy het al reeds die prys betaal. Die skenker van die ewige lewe het jou lief. Johannes 17 van vers 1 tot vers 3 sê, dit het Jesus gespreek. En hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die eer het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun ook vir u kan verheerlik, soos u hom mag gegee het oor alle vlees, sodat almal wat aan wie u aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. En wil u vanaand sê, die ewige lewe is om vir Christus te ken. Die ewige lewe word nie gekoop deur geld nie. Nee, die ewige lewe word nie gedek in 'n lewensversekering nie. Die ewige lewe is om vir Christus te ken. As jy vir Christus ken, dan het jy die ewige lewe. Al ken jy die CEO van enige maatskappy, jy het nie die ewige lewe nie. Al het jy 1 miljoen rand in die bank, jy het nie die ewige lewe nie. Al is jy getrou in die kerk, jy het nie die ewige lewe nie. Die ewige lewe is 'n verhouding
met Jesus Christus as persoonlike zaligmaker. Ek gaan ook graag maak, ek wil net vraag, is daar iemand vandaan wat sê, Mano, kom bid saam met my, van ek wil 'n verhouding hê met hom, wat my lief het, wat my die ewige lewe kan gee. Is daar vandaan so iemand? Jy kan nou je hand opsteek. Ek wil saam met u bid. Is daar nog iemand? Ek sien die 2 hande op. Is daar nog iemand wat saam met my wil bid? Of my sê, Mano, kom bid saam met my. Ek soek die ewige lewe. Ek wil u vanaand verseker, iemand wat vir Christus het, kan nie sterwe nie. Hy kan sy liggaam verlaat, maar daar in die hemel in, 'n lewe hy vir ewig. Is daar vanaand so iemand? Is daar nog iemand voor ek klaar maak? Is daar nog iemand? Daar's 2 mense, daar's 2 mense. Is daar nog iemand? Is daar nog iemand? Is daar nog iemand? Hy het die ewige lewe. Hy is die weg tot zaligheid. Daar's 3 hande. Hy is die weg tot zaligheid. Is daar nog iemand? Is daar nog iemand? Kom ons gee die Here prys vir hierdie 3 mense wat vanaand na die Here toe kom.